Goeiemôre almal, baie welkom by vanoggend se diens. Dis my voorreg om die woord te kan deel vandag. Ons is dan nou besig met ons reeks The Mission en ons is in week 2. En vandag se preek gaan oor die seun se opoffering, Jesus se opoffering aan die kruis vir my en jou. Nou, ek wil die gedeelte afskop met 'n verhaal wat ek wil vertel van Jim Elliot en 4 van sy vriende. En hulle het in Ecuador gewerk. Hulle het baie goeie werk gedoen daarso en hulle hoor toe van 'n groep mense wat iewers diep in die Ecuadorse woude gebly het. En dit is langs die Carrey rivier. En hierdie groep mense was die Huaorani mense, wat hulle genoem was. Nou hulle was heeltemal afgesluit en uitgesluit van die buitewêreld en niemand het toegang gehad tot hulle nie. Hulle het ook hulle eie dialek gehad wat hulle gepraat het, so niemand kon hulle verstaan het nie. En Jim Elliot het toe besluit, verskoon, hy en sy vriende wil die evangelie van Jesus Christus met hulle gaan deel. Hulle het toe gegaan met vliegtuigens en om die mense se harte te probeer saag kry, het hulle pakkies afgegooi, geskenkies wat hulle vir die mense afgegooi het, toe hulle nou uit die lug uit opgespoor het. En dit het begin goed gaan. Hulle het na ruk het die mense vir hulle terug geskenke ingestuur wat hulle dan nou op 'n sekere plek gelos het en vir hulle weer goed gegee het. So hulle het gedink maar ons is op 'n goeie plek hierso. En hulle het toe nou éventueel ingegaan. Hulle het daar op 'n sandbank wat hulle toe gaan kamp het en hulle het 'n paar dae lank daar gebly. Daartoe van daai Huaorani mense uitgekom en bietjie met hulle begin gesels en praat, 3 van hulle wat uitgekom het. En hulle was toe op die punt om kontak te maak met die res van hierdie tribe. Hulle het toe 'n dag gereël en almal het uitgekom en wat hulle toe nou gedink het gaan 'n glorieryke dag wees waar hulle uiteindelik kontak het met die mense, was dit toe 'n aanval gewees op hulle. En al 5 mans is toe vermoor net daar waar hulle was. En 'n paar maande na Jim en sy vriende se tragiese dood, skryf Elizabeth Elliot, dis Jim se vrou, in haar joernaal: "Vandag dink ek hoe kort my tyd saam met Jim nie die einde van dinge was nie. Hoe my kort tyd saam met Jim nie die einde van dinge was nie. Daar is tye wanneer dit so lyk asof alles verby is en ek niks meer het om voor te leef nie, behalwe tyd af te sit totdat Jesus kom. Stellig nie," sê sy. "Die huwelik was op sigself nie die einde van die verlange nie. Dit het verdere begeertes opgewek. Dit was net 'n segment van die reis van die lewe en het gehoorsaamheid vereis. Nou wat sal ek doen? Gehoorsaam wees en my oë sal oopgaan vir die volgende ding." Net soos God se missie nie met Jim se dood geëindig het nie, het die verhaal van verlossing nie met Jesus se lyding en sy dood geëindig nie. Trouwens, daardie lyding was die pad waardeur redding gekom het. Laasweek het ons gekyk na die eerste in die reeks begin deur God se liefde te bespreek en hoe dit sy missie dryf om mense te herstel na 'n verhouding met hom. Hierdie week gaan ons die kruis van Jesus ondersoek en hoe die kruisdood sentraal is in God se versoenende werk. Nou, om dit te kan doen, lees saam met my Johannes 12 van vers 27 tot 33. Hy sê daarso: "Nou is my siel ontsteld en wat sal ek sê? Vader, red my uit hierdie uur, maar hierom het ek in hierdie uur gekom. Vader, verheerlik u naam." Daar het toe 'n stem uit die hemel gekom: "Ek het dit verheerlik en ek sal dit weer verheerlik." En die skare wat daar gestaan het dit gehoor en hulle het gesê dat dit 'n donderslag gewees het. Ander het gesê 'n engel het met hom gespreek. Vers 30 sê Jesus: "Hierdie stem het nie om my ontwil gekom nie, maar om julle ontwil. Nou is dit die oordeel van hierdie wêreld. Nou sal die owerste van hierdie wêreld buitentoe gedryf word." In vers 32 sê hy: "En ek, as ek van die aarde verhoog word, sal almal na my toe trek." En dit het hy gesê om aan te dui hoe danige dood hy sou gesterwe het. Ons sien hierso in vers 27 hoe die gedagtes by Jesus opkom. Miskien moet ek die Vader vra om hierdie beker van my af weg te vat. Maar dan sien ons hoe Jesus sy gedagte gevange neem en hy antwoord homself 'n definitiewe nee. Dit is tog waarvoor hy gekom het.
Sy missie en die doel is belangriker as enige toekomstige pyn of dood of lyding wat hy sou ervaar het. Hy het juis gekom om aan die kruis te sterf. En dit bring ons dan by 'n vraag, en dis wat baie mense vra. Hulle vra, hoekom moes Jesus dood gegaan het? Kon God wat almagtig is en ons so lief het nie net ons sonde vergewe en vergeet nie? En dit bring ons dan by die antwoord, en dis 'n maklike antwoord. Jesus moes sterf om ons van ons sondes te bevry. Maar dit los ons weer met 'n vraag. Wat beteken dit dat Jesus moes sterf? Hoekom moes hy sterf? Ons mense is geneig om te wil weet hoekom. Ons wil 'n ding probeer verstaan. So die antwoord alleen is baie keer nie vir ons genoeg nie. Ons wil weet hoekom. Hoekom moes hy regtig gesterf het? En dit bring ons by die eerste punt, en dit is, daar's 'n probleem. En die probleem is, wat God gehad het, is dat hy heiliger is as wat die mense dink hy is. God is heiliger as wat ons dink hy is. Dit is so eenvoudig om gemaklik te wees met die God wat in Johannes 3 vers 16 beskryf word, wat ons so lief het dat hy sy enigste seun vir ons gestuur het, sodat ons ewige lewe kan hê. Almal van ons wil glo, dat daar 'n God is wat ons onvoorwaardelik lief het, net soos wat ons is, in ons sondige lewe, in ons sondige natuur, in die geestelike doodomstandighede waar ons onsself bevind, wil ons glo dat hy ons onvoorwaardelik lief het. Die probleem is net, dit is nie al hoe die woord van God homself beskryf nie. Ons sien ook in Hebreërs 12 vers 29, beskryf hy God as 'n verterende vuur, en dit is 'n bietjie 'n ongemakliker gedagte om saamee te lewe. Daarom verminder ons dikwels sy heiligheid, wat geen deel aan sonde kan hê nie. En ons minag sy volmaakte geregtigheid, wat sonde moet straf en verkeerde dinge regmaak. Jy sien, die vraag wat ons dan vra, hoekom kan hy nie net vergewe en vergeet nie, is eintlik dan nie 'n geldige vraag nie. Dit maak nie sin om dit te vra as ons sien dat hy 'n God van geregtigheid is nie. Jy kan jouself maar net indink die gruweldade en dinge wat gebeur het net in die 20ste eeu, waar mense die Holocaust gesien het, en mense het Stalin se etniese suiwerings gesien, en mense het gesien hoe volksmoorde in verskeie Afrika lande plaasvind. Ons sien hoe pedofiele optree, mense word doodgemaak, en sal dit dan reg wees as God dit net los, en hy vergewe net almal, en hy vergeet net van alles wat gedoen het? Jy sien, waar is die geregtigheid vir die slagoffers van daai misdade? En dit is waar God se geregtigheid inkom. Ons sonde is baie erger as wat ons dink dit is. En God is heiliger as wat ons dink hy is. En die probleem van sonde is baie groter as wat die meeste mense wil glo. Ons is nie net verlore en het 'n onderwyser nodig om ons terug te lei na God nie. Ons is geestelik dood en het 'n nuwe lewe nodig. Dit is hoe ver dit gaan. Ons het 'n natuur geërf wat sonde korrup geraak. Ons het 'n natuur geërf wat deur sonde korrup geraak en onderworpe is aan die wet van sonde en dood. Elke bedoeling van die gedagtes van ons harte is boos. Hierdie is nie lekker om te hoor nie. Dis nie lekker om te hoor dat dit wat in ons harte aangaan en die bedoeling daarvan boos is nie. Maar dit is ongelukkig wat dit is, sonder die Heilige Gees in ons lewens, sonder Jesus wat vir ons aan die kruis gesterf het, en sonder ons wat aanvaar dat hy vir ons aan die kruis gesterf het en 'n nuwe lewe saam met hom wil lei. Niemand van ons was gebore sonder die sondige natuur nie, en dis vir my altyd mooi om na die kinders te kyk. Dis vir my so 'n goeie voorbeeld, en vir ons almal so 'n goeie voorbeeld van hoe die sondige natuur lyk. Niemand het jou kind geleer steel nie, niemand het hom leer jok nie, niemand het hom geleer om selfsugtig te wees, om net sy eie wil te wil hê nie. En tog is dit daarso. Tog is dit van self daar, en so is dit met elkeen van ons ook. Ons kan daarteen skop en stry en sê, maar ek was nie so gewees nie, of ek is nie nou so nie, maar die waarheid is dat elkeen van ons in daai toestand lewe, sonder Jesus en sonder die Heilige Gees. God het natuurlik vir die probleem, het hy toe nou 'n oplossing gehad. En die oplossing is, God se geregtigheid is op die kruis bevredig deur die dood van Jesus. Deur Jesus wat ons sonde op hom geneem het en die perfekte lam was om vir ons sondes te sterf. Ons sien in vers 31 daarso sê Jesus, nou is dit die oordeel van hierdie wêreld, nou sal die owerste van hierdie wêreld buitentoe gedryf word. As die volmaakte heilige een
het Jesus in ons plek gesterf. Op die kruis het hy die straf en die skande gedra wat ons verdien het. En sodoende die voldoende geregtigheid bewerkstellig en ons vrygemaak van die angel van die dood. Omdat hy die prys betaal het, kan ons sonde vergewe word. Dit sê vir my so mooi, wat hy hom opsom in Efesiërs 1 vers 7. Hy sê, in hom het ons verlossing deur sy bloed, en die vergifnis van die misdade na die rykdom van sy genade. Is dit nie mooi nie? Dit is die grootste geskenk wat ons ooit kan ontvang. Geen mens op aarde kan vir jou 'n geskenk gee groter as wat Jesus hier vir ons gedoen het, deur sy bloed te laat vloei, sodat daar vir ons vergifnis vir ons misdade kan wees. Nee. Dis 'n absolute wonderlike geskenk wat God vir ons gebied het daar. En deur dit is die dood oorwin. Die tweede dood, die geestelike dood, die sondige natuur word oorwin net daar op die kruis deur Jesus. Hy sê in vers 32 in daai gedeelte sê hy, en as ek van die aarde verhoog word, sal almal na my toe trek. En die woord wat vertaal word as verhoog, word baie in die Nuwe Testament figuurlik ook gebruik om verheerlik te beteken. En Johannes is bewus van hierdie dubbele betekenis en gebruik die woord doelbewus. Alhoewel Jesus letterlik op die kruis opgelig is dit deur sy vernederende dood op die kruis dat die mag van die sonde oorwin word en daar vir hom verheerliking is. Daarom is die klimaks van sy vernedering ook die oomblik van sy verheerliking. Dit lyk dalk soos 'n skandelike vernederende nederlaag, maar in die lig van die opstanding is dit 'n glorieryke oorwinning wat Jesus behaal daarso. En ek wil vir julle 'n voorbeeld gee in ons alledaagse lewe. Mense hoor baie keer mense sê dat hulle vertel stories van hoe hulle rock bottom getref het. Daar was nie meer vir hulle opsies nie. Hulle was plat gewees. Daar was nie meer 'n plan B nie, daar was nie 'n plan C nie, daar was nie 'n plan D gewees nie. Hulle was op 'n plek van geen hoop. Hulle het dalk werk verloor, dit het dalk rondom siekte en dood gegaan, dit het dalk intense hartseer wat mense verduur het. Verraaiing deur iemand naby aan hulle. En net om te ontdek dat daardie oomblikke die keerpunte in hulle lewens geword het, wat gelei het dalk tot nuwe loopbane, tot genesing, tot dieper verhoudings met naby mense en dan self sterker geloof. Net soos die kruis nie die doodloopstraat soos wat dit lyk was nie, maar die begin van 'n nuwe glorieryke toekoms, moet ons ook glo dat dinge wat in ons lewens verkeerd gaan en lyk soos doodloopstrate, God kan gebruik om 'n nuwe deur oop te maak en 'n nuwe toekoms vir ons te gee. In sy vernedering, is net 'n gesegde wat ek hierso het, in sy vernedering is inderwaarheid sy verheerliking. Sy nederlaag is sy oorwinning en sy dood is die deur na nuwe lewe vir ons, vir die wat in Jesus glo, vir die wat sy naam aanroep, vir die wat hom liefhet en sy gebooie onderhou. Nou, hoe pas ons dit toe? Ons sien hulle daar 'n probleem is, ons sien dat daar 'n oplossing is wat God gestuur het deur Jesus, en dan moet daar 'n toepassing wees. Weet, as ons hierdie geskenk gekry het, as jy 'n geskenk kry, moet jy hierdie geskenk kan oopmaak. Die geskenk gaan nie vir jou veel beteken as jy hom net los in sy boks en toegemaak met mooi geskenkpapier. Nee, hy gaan nie vir jou betekenis hê nie. So ons moet hierdie geskenk oopmaak en hom gebruik. So ons moet so wat Jesus vir ons aan die kruis gedoen het, moet ons kan toepas deur hierdie geskenk oop te maak. En wat beteken dit dan vir my en jou? Dit is deur Jesus se selfopoffering dat God 'n oplossing voorsien het vir die probleem van ons sonde. Die kruis is hoe ons met die Vader versoen word. Die kruis het egter ook implikasies vir ons lewe as disippels van Jesus. En omdat Jesus sy disippels oproep om hom in hierdie dood en opstandingspatroon te volg, moet ons dan verstaan dat daar iets is wat ons moet doen. Ons moet op 'n sekere manier lewe. En ons kyk dan na Johannes 12 vers 24 wat sê Jesus daarso, voorwaar ek sê vir julle, as die koringkorrel nie in die grond val en sterf nie, bly dit alleen, maar as dit sterf, dra dit veel vrug. Wanneer saad in die grond geplant word, lyk dit dalk soos 'n begrafnis. Maar dit is presies wat nodig is
om nuwe lewe te laat uitbreek. Dit is waarna toe ons geroep word. Nuwe vrug en oorvloedige lewe moet in ons lewens uitspruit, voortspruit. So ons moet besef dat ons nodig het om ons lewens neer te lê. Ons moet ons kruise opneem. En soos wat 'n koringkorreltjie in die grond gesit word, lyk dit soos 'n begrafnis. Dit lyk asof jy hom wegbêre as hy nie weer gebruik gaan word nie. Maar wat daar gebeur is, wanneer daai koringkorrel in die grond lê, ek sê nou koringkorrel, enige saad wat jy in die grond sit, en hy kry water, begin hy ontkiem. En soos wat hy ontkiem, begin daai saadjie wat jy geplant het, begin vrot, en hy begin wegkwyn. Maar dis inderwaarheid wat nodig is vir daai plantjie om te groei. Dit is sy nutriënte wat hy nodig het om weg te kan spring. En so is dit in ons lewens ook. Wanneer ons onsself kan neerlê en ons ou lewe kan afskaf, in Jesus, groei ons dan en ons spruit uit as nuwe plante in 'n nuwe lewe saam met Jesus Christus. En soos ons saam met God aan sy missie werk, gaan ons baie situasies in die gesig staar wat soos doodloopstrate dalk kan lyk. En ons kan voel, maar hoekom is ek hier? Wat gaan hier aan? En ek wil ook hê julle moet verstaan dat God ons nie doelbewus in sulke situasies plaas nie, maar dat wanneer ons in sulke situasies sal bevind, dat ons dit sal erken en sal bid en op die Here sal vertrou om vir ons die uitweg te gee, om vir ons die deur oop te maak, om vir ons die volgende tree te wys en te vat. Dit is my so mooi wat die woord sê, jy weet, hy rig ons voetstappe, maar ons moet bereid wees om te stap. Ons moet bereid wees om te kan loop, sodat hy ons voetstappe kan rig. Daar sal vernederings wees, daar sal terugslaings wees en daar sal teleurstellings wees in ons lewens. En in daardie oomblikke sal dit dalk voel soos die einde van die storie. Maar dit is dikwels die begin van die storie wat God vir ons lewens skryf. En dit bring my op die einde van hierdie gedeelte. Die gevolgtrekking. Vir Elizabeth Elliot het Jim se dood gevoel soos die einde. Aanvanklik kon sy net deur elke dag kom, maar eindelik het sy haar oë begin oopgaan vir die volgende ding wat God vir haar gehad het. Interessant en baie mooi. 2 jaar na Jim en sy vriende vermoor is, het sy in haar volgende ding ingetree. Sy en haar 2-jarige dogtertjie en een van die vrouens van die mans wat saam met Jim doodgemaak is toe na die Waroni mense toe. En hulle kon dit reg kry om in hierdie stam te gaan woon, om by hulle te gaan woon, saam met hulle te gaan bly. En hulle het toe, soos wat hulle die taal en dialek aangeleer het hulle die Bybel in hulle taal begin vertaal. En hulle het die liefde en die hoop van Jesus met hierdie mense gedeel. En wat 'n mooi storie is dit nie, van waar dit gelyk het asof Jim doodgemaak is en hierdie plan wat God dalk vir hierdie mense gehad het tot 'n einde gekom het. Maar Jim en sy vriende wat vermoor is daarso, was die saadjie wat geplant was en wat ontkiem het en wat 'n plant gevorm het, waar Jim se vrou en haar vriendin kon gaan en hierdie evangelie verder deel met hierdie mense. Wat vir my so mooi is van die verhaal, en dit is hartseer, dat Jim en sy vriende het gewere by hulle gehad. Hulle was gewapen gewees, sou daar aanvalle wees. Maar hulle het toe hulle daar kom, het hulle besluit geneem en gesê, ons sal nie 'n wapen teen iemand gebruik wat nog nie die evangelie van Jesus Christus gehoor het en die kans gehad het om hom aan te neem nie. En hoe mooi is dit nie, hoe hulle lewens bereid was om hulle lewens neer te lê vir mense wat nog nie van Jesus gehoor het nie. Hy het 'n gesegde gehad, Jim, en Elizabeth skryf in haar boek, die boek se naam is Through Gates of Splendor, haal sy toe 'n kwotasie aan van Jim wat hy gehad het. En hy sê daar, he is no fool who gives what he cannot keep to gain what he cannot lose. Hoe geneig is ons nie in ons lewens om te wil vashou aan dit wat ons glo nie, om vas te hou dit waarvoor ons staan nie, die vleeslike begeertes, dalk ons besittings, dalk die manier hoe ons dinge sien of glo of doen. Ons hou so vas aan dit. En ons gaan tog, die woord sê, ons het naak in hierdie wêreld ingekom en naak sal ons by hierdie wêreld uitgaan. Ons hou vas aan dinge wat ons nie saam met ons kan vat nie. Hoeveel beter is dit nie om ewige lewe te kan erf
deur jou lewe op te gee nie. En jy gaan nie deel wees van die tweede dood nie. Ons gaan 'n lewe saam met Christus hê vir ewig en altyd. Soos jy hom vertrou en hom volg in hierdie kruisvormige lewe, sal hy jou wys dat net soos die kruis die aantrekkingskrag het om mense na God te trek, deur Jesus in jou het jou lewe die vermoë om mense na hom toe te trek. Ek hoop elkeen het 'n geseënde dag en geniet dit saam met familie en vriende verder en sien volgende jaar.